Hallo daar en welkom. Vandag kyk ons na 'n baie interessante deel van Tokio, die Nishirai distrik in Adachi-wijk. Ja, en ons het nogal 'n interessante mengsel van bronne hier. Presies. Aan die een kant amptelike stadsbeplanningsdokumente van Adachi-wijk self, gee ons daai groot prentjie. En aan die ander kant, meer persoonlike goed, artikels, resensies en veral 'n lewendige Lemon 8 gemeenskapspost vol plaaslike geheime, lyk dit my. Definitief. So hierdie gesprek vandag, dis vir jou wat luister. Ons wil daai ryk geskiedenis ontdek en natuurlik daai unieke, verskeepte plekkies wat Nishirai spesiaal maak. Ons mikpunt, om verby die ooglopende te kyk, te verstaan wat hierdie area laat tik, van die ou tempels tot nuwe ontwikkelings en ja, daai lekker kuierplekke. En is nogal treffend hoe hierdie bronne wel twee kante wys. Die amptelike dokumente wys die planning, die infrastruktuur, Ja, hoe die wijk dinge bestuur, skole, parke, paaie en veral daai groot herontwikkeling by Nishirai-stasie. presies. En dan die ander bronne, soos Lemon 8, gee ons daai persoonlike gevoel. Die atmosfeer, die smaak, hoe dit voel om daar te wees. Dis 'n lekker kontras, né? Formele beplanning teenoor die lewe op straatvlak. Absoluut. Goed, kom ons spring weg by die historiese hart, Nishirai Daishi. Amptelik Sojiji, maar almal ken dit as Nishirai Daishi. Ja, en die storie gaan, dit is al in die 9de eeu gestig. Deur Kukai, Kobo Daishi, die stigter van Shingon Boeddhisme. Dis nie sommer enige plek nie. Glad nie. Dis een van die Kanto Yakuyoke Sanshi, 3 groot tempels in Kanto wat bekend is vir die Yakuyoke. Ah, Yakuyoke. Ja, daai ritueel om ongeluk weg te hou, veral tydens 'n mense Yakudoshi, daai sogenaamde ongelukkige jare. So, dit trek seker baie mense. Ja, duisende elke jaar. Die tempel is ook 'n erkende kulturele eiendom en dan is daar die feeste wat dit so lewendig maak. O ja, die bronne noem dit die windklokkiesfees in Julie. Furin Matsuri met honderde windklokkies en dan die Bon Odori dans in Augustus. Klink kleurvol. En oujaarsaand, die Joya no Kane, die klok wat 108 keer gelei word. Dit wys hoe diep dit in die kultuur verweef is. Die beskrywings in daai Lemon 8 post maak dit ook aanloklik. Praat van 'n rustige atmosfeer. Ja, die hoofsaal, die dam met die kooivisse, naby 'n watervalletjie. Ideaal vir 'n stil oomblik. En die Shield Jizo, daai standbeeld wat met sout bedek word. Vergenising. Dis 'n plek met beide geskiedenis en persoonlike betekenis. En dis baie maklik om by uit te kom, net so entjies 'n stap van Doshimai-stasie af. 5 minute sê hulle, regtig naby. Maar dan, daai kontras waarna jy verwys het. Presies, want net daar, naby hierdie ou spirituele plek, kry jy die massiewe herontwikkeling rondom Nishirai-stasie se weste kant. Ja, die Adachi-dokumente gaan aan daaroor. Hoe dit vroeër industriële grond was. Groot fabrieke. Die Nishimbu Tokyo fabriek swat 15 hektare en die Tobu spoorweg se werf nog 3 hektare. Plus digbevolkte woonbuurte met nou straatjies. Min parke, min oop ruimtes. So die verandering was reuse. Definitief. Die doel was duidelik: moderniseer. Beter behuising, beter paaie, soos daai nuwe Sakurana Mikidori met die kersiebome. Ja, wat die stasie en die Daishi verbind. Nogal simbolies. En meer parke. Nishirai Sakai Park en natuurlik die kommersiële reuse. Ario Nishirai, winkelsentrum en bioskoop, 2007. En 'n nuwe een, die Passaggio gebou by die stasie van 2021. Ja, en hierdie goed het die bevolking laat groei, veral tussen 2005 en 2015. Baie gesinne met kinders het ingetrek. Dit skep 'n heel ander vibe in die area, Ariane. Absoluut. En interessant, daai inwonersopname van Adachi-wijk wys dit. Reg, ja, wat het dit gesê? Wel, mense is baie tevrede met vervoer en inkope. Hoëpunte daarvoor, maak sens met die nuwe stasie en winkels. Maar Maar laerpunte vir groenruimtes en veral vir kultuur of plekke waar jy iets kan ervaar. so dit bring ons terug by daai verborgde juwele. Mense soek meer as net nuwe geboue. Hulle soek karakter. Presies. Die gerief is goed, maar jy soek ook daai unieke plekkies. En dit bring ons mooi by die Lemon 8 bronse fondse. Plekke met persoonlikheid.
Soos, kom ons begin by Café Sylvia. O ja, die Junkiesa. Ja, 'n klassieke oudtydse koffiehuis, blykbaar al sedert 1978 daar. En is net 2 minute van die stasie af, reg in die middel van al daai nuwe ontwikkeling. Dis nogal ironies, né? Hulde plek vir vervulling, vir dramas en flieks. Die bron noem spesifiek Ocean's Love. Sjoe, so dis bekend. Lyk my so. Die beskrywing klink fantasties. Ruim, luks, 'n regte retro Showa gevoel. Hulle praat van blompatroonbanke, houtpanele, loodglas. Klink soos 'n tydmasjien. Ja. En blykbaar rustig, goed vir middagete, en hulle cream soda is bekend, met die oorspronklike strooitjies en servette. Dis meer as net koffie drink, dis 'n ervaring. Dis 'n perfekte voorbeeld van hoe oud en nuut langs mekaar bestaan. Te midde van al die moderne geboue, het jy hierdie stukkie vervloë era. Dis 'n ander pas, 'n ander gevoel. En dit word waardeer, lyk dit my. Ja, duidelik. Goed, nog 'n interessante plek wat tradisie en moderniteit meng. Hotoyu. Ah, die Sento, die openbare badhuis. Ja, 80 jaar oud, maar dit klink glad nie oud nie. Hulle het onlangs, Oktober 2023, 'n spesiale ding gehad met SAB aan, die kosmetiekmerk. Vir SAB ons 15de herdenking in Japan, ja. Nogal slim bemarking. Die beskrywings is nogal dramaties, kunstig, fantasties, na 'n opknapping. En tydens daai SAB aanding kon jy hulle produkte probeer, daar was spesiale buttons. Dooie seesout, patchouli, lavendel, vaniljegeure. Ja, en 'n kruiesana en die kersie op die koek. 'n Teelmuurskildery deur Hokusai. Katsushika Hokusai. In 'n badhuis, dis ongelooflik. Dit klink regtig uniek, 'n ontspanningservaring maar amper kunsagtig. En dit wys so 'n tradisionele ding soos 'n Sento kan aanpas. Jy weet, badhuise was altyd deel van die gemeenskap. Maar nou maak hulle dit modern en cool. Presies. Slim ontwerp, samewerking met handelsmerke, hulle trek selfs jonger mense. Die bron sê tieners en twintigers hou nou van sekere Sentos. Dis kulturele vernuwing, nie net bewaring nie. Nishihara-nyk vul sulke verrassings as jy net mooi kyk. Daai lemon-uitbron noem nog plekke, veral vir kos. Ja, soos. Koshi Hanari, naby die Daishi-tempel, beskryf as 'n weggesteekte juweel, familiebesigheid, goeie koffie van Kyoto. Ogawa koffie? Ken daai naam? En hulle is bekend vir 'n interessante toebroodjie. Soetpatat en roomkaas met azuki-boontjie pasta. Wag, wat? Soetpatat, roomkaas en azuki. Dis anders. Nogal ja. Maar dit wys weer daai nengelmoes, né? Tradisionele Japanse smake met iets westers in 'n weggesteekte kafeetjie naby die ou tempel. Dit vang die essensie van die plek nogal vas. Dan is daar ook Kadoya, ook op die pad na die tempel. Baie tradisioneel. Vir die kitsune udon en kakiguri. Maar ook hierdie plekke. Dis daai laag van geskiedenis en moderniteit wat dit interessant maak. En vir die wat nog dieper wil gaan, is daar mos die museums. Ja, die Adachi Volksmuseum en die Ecosite Park Exhibition Hall. Die beplanningsdokumente noem hulle. Ja, dalk kort hulle opknapping, maar is 'n ander manier om die geskiedenis te verken. 'n Meer formele blik. So as ons alles nou saamvat, wat is die prentjie van Nishirai? Wel, dis regtig 'n plek van kontraste, né? Jy het daai diep spirituele wortels by Nishirai Daishi. Met eeue se tradisie. Ja, en dan die dinamiese moderne energie van die stasiegebied. Nuwe geboue, nuwe mense. En tussendeur, hierdie skatkis van karaktervolle plekkies. Retro kafees, fancy badhuise, oudtydse eetplekke. Dis 'n plek wat gemaklik lyk met sy eie teenstrydighede. Vir jou wat luister en hou van daai aha-oomblikke, bied Nishirai presies dit. La op la. Jy kan die blink winkelsentrum geniet en dan om die draai terugstap in tyd by die Daishi of in Café Sylvia. Dis daai wisselwerking. Tussen die beplande stad, soos in die dokumente, Met die fokus op paaie en bevolking. en die organiese stad, die een wat jy op Lemon uitsien, met die persoonlike stories en gunsteling plekke. Dis 'n klein weergawe van hoe baie Japanse stede vandag ontwikkel. Hier is dan 'n laaste gedagte om saam te neem. As jy deur 'n plek soos Nishirai stap, van die gewyde grond by die Daishi, na die retro charme van Café Sylvia, na die moderne Ario, dink 'n bietjie hieroor. Hoe vorm hierdie konstante gesprek tussen tradisie en moderniteit die siel van 'n plek?
En watter juweel wat ons nie eers genoem het nie. Presies. Wat 'n verborgde juweel wag nog daar buite vir jou om te ontdek. Baie dankie dat jy saam met ons nuusiery verken het vandag. Hoopelik het dit jou nuuskierigheid geprikkel.